vra dat Willie dan vorentoe kom, Willie Botha. Nou, ek het nou gesê, Willie was, baie jare terug was hulle in die gemeente self, gemeentelede gewees. Wel, julle goed is eintlik nog op 'n manier nog steeds hier, so tussen half te half, een voet aan die kant, een voet aan die ander kant, maar dit is ook reg. En hulle het by Bybel Instituut hier in Kalkbaai gestudeer, en van hier af is hulle uitgestuur Malawi toe. En toe van Malawi af het hulle teruggekom en gevestig in Pretoria, en dan ook al 29 jaar in Pretoria. En hulle doen beide wonderlike werk. Pragtige kinders, kleinkind, waar hulle baie opgewonde is. En ja, wat 'n voorreg om saam met julle die pad op te stap. Mag die Here vir jou wonderlik seën vanoggend, Willie. Is amper dat dit 'n full circle raak. Ook hierdie so lekker dat jy saam met ons is. Seën van die Here vir jou vir vanoggend. Baie dankie. Baie dankie. Elke keer as ons hier kom, dan is dit met baie gemengde gevoelens. Aan die een kant is ons besoekers, van die gesigte het baie verander. Hier's daarom so 'n paar gesigte wat 'n mens herken oor die jare en van daai tyd terug. En mens praat van 32 jaar, dit klink baie, maar dit voel vir my nog soos gister wat ek en Elise hier gestaan het. Elise 5 maande swanger met Annel. En nou speel Sion, hulle kleinkind, by ons elke dag. So tyd raak relatief. En net so een storieetjie wat ek net wil deel. Oom Petra en Tannie Marie Beyers, ek weet nie wie ken hulle of weet van hulle nog. Ons het 1 jaar het ons by hulle oorgeslaap. Toe ons hier in die gemeente was en Tannie Marie het altyd vir ons gebid. Ek het van die werk wat ek gedoen het vir die preek, het ek ook uit die Bybel uit wat sy met haar inskrywing voorin vir ons gesê het en vir ons geseën het. Toe maar op daai stadium oom Petra tot laat in die nag gewerk op sy rekenaar. En Tannie Marie bid elke oggend, 5 uur staan sy op. So die ding het nie lekker gewerk nie. En toe ons nou daai week daar by hulle slaap, Annel het ons nog so 'n kot gehad wat ons haar heen en weer, Annel was ek dink 1 jaar oud op daai stadium. Toe kom sy so baie diplomaties en sê vir ons, luister, ek en oom Petra werk tot laat in die nag en ek kan nie 5 uur opstaan om te bid nie. So ons slaap in aparte kamers, maar ons het nie moeilikheid nie. So ons wil net vir julle laat weet, dat dit is so, en dit is iets wat vir my nou nog ook, weer hierdie naweek, 'n paar mense wat gekom het en gesê het, jy ken my nie, julle ken my nie, maar ek ken julle. En dis soos Tannie Marie, daai oggend 5 uur toe hoor ons haar verbykom by die kamer, op pad na haar gebedskamer toe, om vir ons te bid. Sorry. Ek het my voorgenem om nie emosioneel te raak nie. En dit werk nie. Die kop en die hart. En dit is ons ervaring met Vishoek. Baie sendelinge, mense met wie ons gereeld daagliks eintlik saamwerk, wat nie die ondersteuning het wat ons hier het nie. En ek dink die ander ouens wat inkyk, kan dit getuig. Ons weet dat hier word gebid. En dit is wat ons Vrydag gister net weer beleef het, is dat mense wat ons nooit ontmoet het nie, wat ons ken, omdat daar vir ons gebid word, omdat hulle deel is van die bediening. En ek sien daarso, ek moet dalk 'n bietjie praat met die kommissie, die betrokkenheid wat ons is, ons kan Afrika insluit binne in daai konteks, want my betrokkenheid op hierdie stadium persoonlik is die hele kontinent en ook verder. En julle, elkeen wat hier 'n bydrae maak, elkeen wat betrokke is, elkeen wat bid, het 'n betrokkenheid. Elke kind wat Petro by betrokke is, elke ou wat aangeraak word in Beaufort Wes, elke persoon in Madagaskar wat aangeraak word, het julle 'n aandeel in. Dit was nie my notas nie. Here Jesus, as ons stil raak oor die woord, wil jy ons harte kom oopmaak, dat ons u stem sal hoor. En dankie Here, dat u hoof is van die kerk. Dankie dat ons hier kan saam wees as familie, as kinders van u, en dat daar mense reg oor die wêreld is, in baie moeiliker omstandighede, maar ook Here wat deel is van u familie. En as ons vanmôre u woord oopmaak, Here, praat met ons, praat met my,
en dat ons ook U stem sal hoor en gehoorsaam wees. Soos Samuel sal sê, spreek Here, U diensknegt luister, U diensmaagd luister. Amen. Nou die gemeente, die naweekse tema, 'n gemeente wat groei in Christus getuig. Voor op die blaadjie, vir baie jare al, is dit die tema wat in hierdie gemeente realiteit is. Loof hom, leef hom en verkondig hom. Dit is die DNA, dit is die kern van hierdie gemeente. En dan ons teksvers vir vanmôre. Sorg daarenteen dat julle steeds toeneem in die genade en kennis van ons Here en Verlosser, Jesus Christus. Aan hom behoort die heerlikheid nou en tot in ewigheid. Amen. 2 Petrus 3 vers 18. Maar dit is ook die tema vir die gemeente, vir die jaar. Sorg daarenteen dat julle steeds toeneem in die genade en kennis van ons Here en Verlosser. Nou Petrus, wie was Petrus? En een van die dinge wat hierso nou gesê word in hierdie vers, groei in jou genade. Ekskuus, moes ek gesê die kinders kan uitgaan. Die kinders kan uitgaan, ekskuus julle. Ek het nie geweet ek moet dit sê nie, of moes jy dit gesê het? Ek dog nou net, terwyl julle opstaan, toe dog ek oop, ek het nou iets verkeerd gesê, julle besig om kwaad te wees vir my en almal loop nou uit. Dit het al gebeur met van goeters wat hier gebeur het met ons. So ek is dankbaar die seën vir julle daar waar julle saam gaan. Nou Petrus het gegroei. Nou toe Petrus hierdie brief geskryf het, het hy die brief geskryf in daai hele area. Dit is Kappadosie, Asië, Galasië, Betanië, 'n groot area na wie toe hy hierdie brief geskryf het. Maar toe Petrus hierdie brief geskryf het, was dit nie die eerste keer wat daar's 'n pad wat hy al geloop het. Dit is die man wat gesê het, Here, as dit jy is, laat my op die water loop. En hy het uitgeklim en geloop. Dit is hy wat gesê het, ek sal u nooit verloon nie. En kort daarna toe sê hy, ek ken hom nie. Dis 'n man wat vinnig was om te gryp. Ons praat baie keer van impulsief, maar hier is 'n Petrus wat gegroei het in die Here. Hy het gekom op 'n plek wat hy verander het. En wat ons ook vir mekaar moet sê, waar groei ek elke dag? Is ek besig om nader aan die Here te kom? Nou in die eerste brief wat Petrus geskryf het, Petrus se briewe is baie prakties. Hy het geskryf vir gemeente, hy het gepraat en geskryf vanuit die praktyk van kind van die Here wees. En in sy eerste brief skryf hy oor 'n nuwe lewe in Christus, hoe om as gelowiges te lewe, in die nuwe nasie van God, hoe om as gelowiges te lewe tydens verdrukking en swaar kry. Hoe moet dit lyk as gelowiges saamleef? Ouer mense, jonger mense, man, vrou, slawe. En maar hierdie Petrus dan ook, en dan is daar 2 Petrus 4 vers 12 dink ek, staan daar geliefdes, en luister mooi hierso, geliefdes, moenie verbaas wees oor die vuurproef waaraan julle onderwerp word nie. Dit is nie iets vreemds wat met julle gebeur nie. Moenie verbaas wees as julle swaar kry nie, in die wêreld waarin ons leef. Petrus skryf van, hoekom is julle verbaas? En dit is die Petrus wat dan nou kom, en as ons is in hierdie brief ingaan dan, in die tweede brief wat hy geskryf het, en dit was baie naby aan sy sterfdatum, sê hy, in die eerste hoofstuk, mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees deur julle kennis van God en van Jesus Christus. Kennis. Ons is in 'n wêreld wat baie inligting het, baie kennis het, maar is daar hartskennis? Hoe lyk daai kennis? En hierso sê Petrus, mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees deur julle kennis van ons Here Jesus Christus. En ons vers vandag is, neem toe in genade en kennis van ons Here Jesus Christus. Ons het ook net hierdie naweek weer besef dat ons in Amanda is nou al 2 of 3 jaar wat sy pad met ons stap. Verlede keer toe ons hier was, 2 jaar terug, toe sy rugoperasie gehad. So ons het haar nie fisies ontmoet nie. Hierdie naweek het ons die eerste keer teenoor mekaar gesit. In daai tyd
leer ons mekaar net ken op 'n ander manier? Hoe leer ons die Here ken? Hy het vir ons 'n skrif gegee, hy het vir ons die Bybel gegee. En op 'n sekere manier kan ons ook vir Petrus leer ken, kan ons vir Johannes leer ken, kan ons die skrywers van die Bybel leer ken deur tyd te spandeer met die woord. En dit is hoe kennis groei. Dit is hoe ons kennis opbou van die mense van die Bybel, maar ook van die God wat hierdie skrif vir ons gegee het, want dit is wat hy vir ons gegee het om hom beter te leer ken. Petrus skryf verder in hoofstuk 1, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en hom te dien. Dink aan die plekke waar jy beweeg en leef op hierdie stadium. Petrus sê, die Here sê deur Petrus, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het. Dit kom deurdat ons hom ken, wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag. Nou lyk dit nou nie vir my, dit staan hier, deurdat ons hom ken van die sendelinge wat hy geroep het deur sy heerlikheid en mag nie. Dis nie wat hier staan nie. Hy sê, elkeen van ons. Hierdie is geskryf aan die Christene, nie net aan die dominees en die selgroepleiers en die sendelinge wat geroep is nie. Jammer, as jy gedink het, jy is nie deel van daai vers nie. Dit is ook vir jou, as kind van die Here. Deur dit te doen, het hy ons die kosbaarste en allergrootste gawes geskenk wat hy beloof het. Daardeur kan julle die verderf ontvlug, wat deur begeerlikheid in die wêreld werksaam is, en deel kry aan die goddelike natuur, en juis om hierdie rede moet julle alles in die stryd werp om julle geloof te verryk. En luister nou mooi, werp alles in die stryd. Ons het nou gister die 2 Oceans en dat 'n klomp ouens vanmôre gehardloop. Daai ouens werp alles in die stryd om daai kilometers te kan klaarmaak. Hier sê Petrus, werp alles in die stryd om julle geloof te verryk met deugsaamheid, die deugsaamheid met kennis, die kennis met selfbeheersing, die selfbeheersing met volharding, die volharding met godsvrug, die godsvrug met liefde onder mekaar, en die liefde onder mekaar met liefde vir alle nasies. Daar is in hierdie gemeente 'n liefde vir alle nasies, die wêreld, die nasies wat God geskep het. Toe hy die wêreld, die aarde aan mekaar gesit het. Nou, ek wil nou nie teologies raak hier nie, maar ek weet nie of by Babel al die nasies tot stand gekom het nie. Maar daar is op hierdie stadium, Christus het gekom en hy het gesterf, sodat elke taal, volk en nasie voor sy troon sal verskyn. Voor sy troon sal sê, halleluja, U is koning en Here. En hier sê Petrus, werp alles in die stryd. Daai oorlosie. Kan Tannie hom stop daar so 'n bietjie. Hy hardloop. Ek wil graag lees tot by vers 11, maar ek wil vir julle uitdaag, of vir julle uitnooi. As julle huis toe gaan, lees Petrus 1 Petrus en 2 Petrus. En kry net, ek moet by die einde kom. Ek moet by my vers kom. En ek raak nou opgewonde oor die begin, en dit is nie reg nie. Ek moet fokus. Wat is ons vers wat ons by moet uitkom? En ons het nou redelik al aangevat. Vers 17. Daarom, geliefdes, terwyl julle dit vooruit weet, wees op julle hoede dat julle nie miskien meegesleer word deur die dwaling van beginsellose mense en julle eie vastigheid verloor nie. Sorg daarenteen dat julle steeds toeneem in die genade en kennis van ons Here en Verlosser, Jesus Christus. Toeneem, groei. Nou, as ons so 'n woord sien, daai daarom geliefdes, terwyl julle dit vooruit weet, wat is daai wat ons vooruit moet weet? En dit is belangrik, en as ons die hoofstuk 3 gaan kyk, dan is daar mense wat uit die spot dryf, mense wat uit hulle eie begeertes gedryf word, wat met hulle eie begeertes gedryf word, wat twyfel oor hoe die aarde geskep is, hulle twyfel oor die oordeelsdag wat kom. Ek hoef julle nie te vertel of te oortuig dat dit die realiteit is van die wêreld waarin ons leef nie. Dit is die realiteit, die vrae wat gevra word, mense wat net sê, maar daar is nie 'n God nie. Hierdie is net, as jy dood is jy stof, jy's dood, dis klaar.
Wat is die doel van alles? En dan ook, ons word gekonfronteer met dit op 'n daaglikse basis eintlik, in ons kerk, die NG Kerk, mense wat maar net twyfel, die maagdelike geboorte, die hemelvaart, die opstanding, die goeders wat ons vier op hierdie stadium, wat ons beskou as die kern van die evangelie, wat ons die afgelope naweek herdenk het. Dit is die realiteit van die wêreld waarin ons leef. En dan sê Petrus hierso, omdat jy geliefdes, julle dit vooruit weet, wees op julle hoede, dat julle nie miskien meegesleer word deur hierdie dwaalings nie. So Petrus kon net sowel vir ons geskryf het. Nee, hy skryf vir ons, want hierdie is nie net 'n woord vir daai tyd nie. Dit is ook 'n woord vir vandag. So Petrus sê dit vir jou en vir my. En wat is die kern wat hier moet uitkom en wat ons wil, en ek hoop julle dit al opgetel. Groei, genade en kennis. En dit is wat in hierdie laaste vers, die vers van die jaar, die tema vir die jaar vir die gemeente, maar dan ook vir die naweek, sorg daarin teen. Dit is teenoor hierdie goed wat verkeerd is, hierdie goed wat nie reg is nie. Sorg daarin teen dat julle steeds toeneem in die genade en kennis van ons Here en Verlosser Jesus Christus. Nou, 2 Petrus is gedeel, ek het net nou gesê, wat is die inhoud van 1 Petrus? 2 Petrus het so 3, jy kan dit ook verskillend verdeel, maar min of meer, die eerste plek, die eerste hoofstuk, leiding of the guidance vir groeiende Christene, hoe moet ek groei as 'n Christen? Die gevaar vir groeiende Christene, vals leraars, in ons eie geleedere, maar ook van buite af, en dan die hoop vir groeiende Christene. Wat is ons hoop? Waartoe is ons op pad? En dit is die opgewondenheid, dat ons is op pad ergens terheen. Dit is nie maar net iets wat miskien gaan gebeur nie. Daar is 'n realiteit van dit wat op pad is. Nou as ons na daai prentjie kyk, ons kan twyfel, en ek haal een aspek uit, oor, ek is opgewonde toe Maarten van die verse aanhaal, want aan die een kant, ek weet nie of hy gekyk het na my goeders nie, maar dit is so die verse wat ek ook op die lyn het hiersos, net die waarheid van die skrif. Die prentjie wat julle daar sien, is iemand wat met, ek weet nie of dit met AI of wat ook al is nie, maar hulle het die skrif, al die wit streepietjies, is hoofstukke, al die hoofstukke in die Bybel. En daai lyntjies is kruisverwysings tussen die hele Bybel. Nou, dit lyk nou impressive, dit lyk mooi, dit lyk soos 'n reënboog, maar as ek nou vir julle net die volgende gaan sê, daai prentjie, en nou is daai, is saamgestel, die Bybel is saamgestel, oor 1500 jaar is hy geskryf, is die Bybel geskryf, min of meer. Hy is in 3 tale geskryf, Hebreëus, Aramees en Grieks. 40 skrywers is gebruik om die Bybel saam te stel. Oor 3 kontinente. Wat is die kans dat daar so 'n eenheid, so 'n fokus, so 'n verwysing kan wees? En nou het ons nog nie eers begin praat oor 'n mediese konteks van die liggaam nie. Ek het op 'n stadium by AEK gewerk en ek het daar iets besef van wat is die krag binne 'n atoom, en nou het ek gehoor hulle het nou reg gekry om nou nog 'n atoom wat hulle gedink het is die kleinste, het hulle nou nog kleiner gemaak. Daar's 'n mikrovlak waarop die Here geskep het wat, weet nie, party, dalk is die slim mense wat daai vlak kan op ingaan. En dan is daar 'n makrovlak in die uitspansel waar trek dit? Ons het nou 'n kamera of 'n ding wat kan meet en hulle dink ons het nou net nog so 'n paar duisend ligjare verder gegaan, maar ons is nog nie eers naby die einde nie. En daai God kom en hy sê vir ons, ek tel die hare op jou kop. Ek ken jou. Ek het jou in jou moeder se skoot saamgeweef. Ek het jou gemaak. Jy is myne. As dit nie vir ons laat besef dat aan die een kant is ons klein, maar daai God kom ook sê, ek het jou
klein bietjie minder gemaak as die hemelse wese. Jy is vir my kosbaar. Daar is maar net sommer 'n klomp prentjies van nog goeters wat eintlik enorm is rondom die Bybel wat ouens saamgestel het. Maar dit plaas vir ons op 'n plek. Dit plaas ons op 'n plek wat ons sê, ons het verlede naweek gevier Paasfees. Die graf is leeg. Paasfees, ek het nou te veel vinnig gegaan, ek moes eers daar gewees het. Paasfees, Hemelvaart en Pinkster. Paasfees is klaar, ons is op pad Hemelvaart toe en Pinkster kom. Is dit maar net sommer feeste? Paasfees sê vir ons, die graf is leeg. Geen God is dood en het opgestaan nie. En dan is daar 'n plek wat ons maar net vir mekaar kan sê is, omdat die graf leeg is, kan ons weet dat hierdie God is in beheer. As ons daarin aanbeweeg, hy is nie hier nie, want hy is uit die dood opgewek. Hemelvaart, kom Jesus en hy sê, gaan dan, maak disippels van al die nasies en doop hulle, maar onthou, ek is by julle tot aan die einde, wanneer ek weer kom. Gaan dan heen, maak disippels. Ek gaan nie alles lees nie, Martin het dit ook net gelees. En dan Pinkster. As die Heilige Gees oor julle kom, julle sal my getuies wees, vanaf Jerusalem, sowel as Samaria, Judea, tot aan die eindes van die aarde. In Vishoek doen dit, vanaf Kaapstad. Julle is betrokke hier op vlakke wat vir my net elke keer verwonder laat staan. Mense die uitreik, treinspoor skoonmaak, berg in stand hou. Dis kosbaar. Ek is dankbaar om deel te wees van hierdie gemeenskap, wat dit doen, en nie net praat daaroor nie, dit leef. Maar nou weer eens, julle sal my getuies wees. En ek is seker daarvan wat julle, hier is mense wat sê, ek dink nie dis ek nie. Ek is nie geroep vir so iets nie. Maak nie saak wat jy doen nie. Jy sal my getuie wees. En onthou nou hierdie God wat ons gesê het op 'n makro en 'n mikrovlak, sê vir jou, jy sal my getuie wees. Julle is dit, deur julle ondersteuning aan die sendelinge, aan die werk wat gedoen word, en julle eie betrokkenheid. Maar daar waar jy elke dag werk, daar waar jy betrokke is, daar waar jy bestuur, daar waar jy deel, jy sal 'n getuie wees. En die Here sê vir jou, ek is met jou tot aan die einde van die tyd. Jy hoef nie angstig te raak nie. Want hy is met jou en hy stap saam met jou. As ons dan kom op hierdie plek wat ons sê, ons vers Skus, ek moet goed uitsny. En ek wil net kyk wat moet ek uitsny. Groei, genade en kennis. Kennis, Spreuke 1 vers 7 sê, kennis begin met die dien van die Here. Spreuke 2 vers 6, dit is die Here wat wysheid gee, uit sy mond kom die kennis en die insig. Spreuke 18, 'n mens moet insig doen, 'n mens met insig doen kennis op. Wyse mense hou hulle ore oop vir kennis. Mense, kennis is 'n kerndeel van ons kind van God wees. Groei, streef daarna. En dan kinderliedjie, maar dit is so waar. Lees jou Bybel, bid elke dag. Ek gaan nie probeer om dit te sing nie, maar ons ken hom. Lees jou Bybel, bid elke dag. Dit maak nie nou 'n verskil nie. As jy nou vanmôre uitstap en dink jy, so what? Ek onthou, dink as 'n jaar terug het een van Martin se kinders hom gevat vir 'n CrossFit sessie. En hy was byna dood. Ek weet nie waar ek het gehoor of hoe ek het gehoor nie, maar ek weet net Martin het gesê, nooit weer nie. Hierdie is dood.
En Martin, het jy 'n sixpack gehad daarna? Net Coke. Want ek bedoel 'n sixpack op die maag na die oefening. Sorry, ek het gepraat van die sixpack op die maag. Die uitdaging is nie om jou Bybel een dag te lees en dan te los nie. Martin gaan nie 'n sixpack kry op sy maag na een oggend se oefening wat hy gedog het hy gaan dood nie. Dis daai elke dag. Jy gaan nie die Two Oceans hardloop deur een keer 'n week om die blok te gaan stap nie. Elke dag, lees jou Bybel, bid elke dag. En jy sal groei, groei, groei. En elke stadium gaan jy terugkyk en jy gaan sê, iemand gaan vir jou iets sê en jy gaan sê, maar in die Bybel staan dit en jy haal die versie aan. En jy gaan wonder, waar kom dit vandaan? Dis jou sixpack. Dis jy elke dag se getrou, gedissiplineerd, konstant, consistency, wat jy dit doen. En mense in daai tyd, as in Filippense, en dit is vir my so 'n kosbare stuk, wat ons baie keer sê is, maar raak ek soos die Here. Filippense 2 vers 5 tot 8 staan daar, ek moet meer en meer word soos die Here, maar dan sê dit, die geselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vasklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood. Ja, die dood aan die kruis. My uitnodiging, my oproep, my charge aan julle, weet nie wat is die regte, my spanpraatjie, lees jou Bybel, bid elke dag, groei in jou kennis van die Here, groei, sodat jy 'n getuie kan wees op 'n nuwe vlak, wat jy nie eers gedink het is moontlik nie. Hoe beter jy die Here ken, hoe nader jy aan Here Jesus is, hoe makliker gaan dit gebeur en dit gaan net oorloop. Ons het die laaste, ek wil een laaste ding doen. Kan ek vir jou op 'n spot plaas hier? Ek ken jou glad nie. Kan ek vra of jy gou vorentoe kan kom vir my asseblief? Ek weet nie of jy gemaklik is nie, as jy nie is nie, sorry, maar dit is dan deel van Ons praat van, ons moet balans hê in ons lewens. In hierdie, ek weet nie of dit inpas nie, ek weet net, ek wil dit graag sê. Ek wil nou gou vir jou vra, as jy balans het soos wat jy nou staan, hoe maklik is dit om te loop as jy balans het soos nou? Om te loop. Nou loop vir my daai kant toe. Wat gebeur met, het jy balans? Jy voel gebalanseerd, maar kyk mooi, stap weer terug die kant toe. Kyk wat maak sy lyf. Om te kan beweeg, moet ek van balans afgaan. Om my voet op te lig, moet ek die balans skuif na 'n ander plek toe op my liggaam. Jok ek? Is dit waar? So ek jok nie nou nie. En dan kan ek my tree gee. Die volgende tree moet ek van balans afgaan. Dankie. Moet ek van balans afgaan. So mense, ons praat van ons moet balans hê in ons lewens. Maar as ons so 100% in balans is, dan gaan jy nêrens heen nie. Dan staan jy waar jy staan. En ek wil vir julle uitdag, kom van balans af. Kom op daai plek waar jy voel, hierdie is bietjie ongemaklik. En hoe meer jy van balans af is, hoe minder beheer jy het. Skus, nou maak ek dit moeilik vir julle op die kamera. Hoe minder balans jy het, hoe meer het die Here kans en plek om te leef in jou Here. Hê balans, maar goddelike balans. En laat die Here toe in jou onbalans om met jou te werk en jouself oor te gee meer en meer. Ek gaan afsluit. En ek wil die volgende vra, en ek het nie toestemming gevra vir dit nie. Ek het gereël die sendelinge, wil ek net vra dat hulle vorentoe kom. Ek het nie toestemming gevra nie, dit is buitekant die liturgie. En wat ons wil doen is, ons het baie kosbare tyd gehad, Vrydag en gisteroggend baie gesprek gehad.
En ek het dit die vorige keer wat ek gepreek het, en ek dink dit is baie, julle kan maar kom. Het ek het gedoen, en gister het Gideon op 'n besonderse manier gesê vir ons, bid vir ons as gemeente. En ek wil met ons 6 wat vanmôre hier is, saam met Petro, Sharon, Neil en Marie, wil ons staan so mooi in die middel, en ek wil vir julle vra, ons gaan ons hande uitsteek na julle as gemeente. Ons gaan vir julle bid, ons gaan vir julle dankie sê. En ons wil vir julle sê dat, weet van ons kant af, en ek glo dit is ook waar van die ander, dat ons waardeer julle. Julle is die rede, laat ons kan aangaan, en nie oppak nie. En as ek dan afsluit met gebed, oor die boodskap, wil ons saam, en dan ook saam met die ander wat inkyk, vir julle as gemeente bid, want julle is besig ook om al meer en meer 'n gemeente te wees, wat nie eintlik inpas in die res van die kerk nie, want 'n gemeente, en ek het dit hierdie afgelope 2 weke baie gekry, 36 jaar wat julle betrokke is by die gemeente, ons is 32 jaar al uitgestuur, wat se gemeente is die? Dit lyk nie meer so in die res van die land nie. Ons wil vir julle seën vanmôre, en dan bid ons saam, en ek vra dat ons hande uitsteek en sê, Here Jesus, ons wil dankie sê vir Vishoek gemeente, ons wil dankie sê vir elke individu, wat hier is vanmôre, wat inkyk, ons wil dankie sê vir elkeen wat bydra by die geloofsbelofte offer, vir elkeen wat uitreik, vir elkeen wat 'n getuie is, waar hy beweeg, en Here, ek wil bid dat elkeen sal groei, in kennis, in genade, en hulle sal toewy in 'n nouer verhouding met U. En dankie Here, dat U besig is, die leierskap, met elke kind, met elke lidmaat, met elke persoon wat hier deurkom. En ons bid Here, dat U hierdie gemeente sal seën, en dat hulle sal ervaar dat U doen meer as wat hulle kan droom, bid of dink. Ons loof U, en ons dankie, en ons bid, dat dit wat ons die woord gebring het ook vanmôre, Here, dat dit meer en meer sal realiteit word in elkeen se lewens. Amen.